Hoi, jy is Miriam? Ja, ek is Miriam. Kom jy sit by die tafel. Welkom Miriam, welkom. Sê, hier is net 'n mandjie waarin jou boetie. Ja, my boetie Wes is nie my gesê. En hulle het gebeur in die tyd van Farah, dis hy geprobeer het, en het alle babies in werk gemaak in my tyd. Sy maak hom opgepas vir 3 maande lang, dit sy nie net doen nie. Die buik het hier nie maandje, en sy nie nou, en wat is nie liefde uitgegaan. Om veilig te hou? Ja, veilig. Maar dit is seker 'n bietjie skerry gewees het. Wat het julle so laat gedoen? Dit was een beetje skerry, maar ek het hom gevolg. So ek sê net maar hy veilig. Okay, jy het opgepas. Ek sê vir my, waar is dit einde? Hy begin met die paleis, vir die prinses het. Ja, Dis so cool. Maar wat gebeur toe nou dit? Dit is nou sy by die prinses. so ek het al gesê toen die woord is my oppas. En natuurlijk met my maak. Dis was ons hier maak nog eie seun groot maak. En jy uit genoeg was, dat sy in Parijs doen, maar as sy koning groot geword het, soos die koning. Ja, so as jy so goed in die lewe gehad, het nie eers 'n slawe lewe gehad. Ja, baie goeie lewe gehad. Dus die storie begin ongelooflik skerry en eintlik fantasties, want Moses het die Israeliete uit Egipte uitgelei, Ja. hè? Hy het hulle nog almal gered van die slawe lewe ook. Ja. Dit is nou regtig 'n storie wat baie skerry begin het. Verskriklik goed einde. Ja, goeie einde. Maar hoe het hulle dat gaan? Want dit was net baie bang. Ons is baie tevrede en terug. Ja. En ek verstaan hoekom, want kyk hoe goed het die storie net uitgeëindig. Ja, goeie einde. Ek weet, dis nie die rivier beheer waarheen hy gaan nie, en hy het net by die paleis uitgekom. Dit is fantasties. Dit is fantastisch. Dis is goed, ek moet dink aan hierdie eksperiment wat ons vandag het. So hierdie is 'n bootjie, hè? En as jy net so neersit, gaan hy nie regtig enige plek heen nie, hy staan stil. Kyk wat bietjie vertelig. Soos ons lewe ook. Maar, as 'n mens getroue en vertroue in God het, en in sy goedheid het, soos 'n hele gesin gehad, daar kom ons uit. En dan sit 'n bietjie skeep hierso op die oorstokkie. En dan in die gaatjie agter in die boot, sit ons dan in die seepie in. En ek presies weet hoeveel, partykeer is dit mens te veel, partykeer te min, maar as 'n paar keer kom ek agter presies hoeveel om in te sit. Hy. So, in plaas van dat hy stil staan, soos die vorige keer, gaan ons nou sien hoe hy vorentoe sit. Wow, dis amazing. Dis cool, hè? Ja, dit is Hierdie dag gaan nou nie so vinnig soos ons graag sou wou gehad het nie, maar dis okay. Ons moet ook water omhou. Want as jy dit nou 'n paar keer gedoen het, al wat jy seepie gebruik, dan word die water baie vol seep. So partykeer moet mense hom so elke tweede of derde keer vervang, en partykeer is eers elke 10de keer. Maar maak dat jy seker jy vervang al die water uit, spoel jou skinkbord mooi uit sodat jy geen seep in die water het. En was ook 'n bootjie met warm water, sodat al die seep kan weghou. Sodat jy dan vir die tweede keer weer seep opsit en jy laat hom gaan, dan gaan hy weer vloei. Ja, nee, hierdie water is vol. Vol seep. Maar okay, kom ek bid vir ons sodat julle julle eie water vol seep kan gaan maak. So dankie Heer dat ons weet, wanneer ons nie weet hoe die rivier gaan loop of waar die lewe gegaan het, dat ons kan vertrou op u goedheid. Want kyk hoe goed in Moses se storie nou uitgedraai. Net die Here help ons om die goedheid raak te sien, en wanneer ons dit nie kan sien, te vertrou dat dit sal kom, al is dit jare na tyd. Seën ons asseblief waar dit is vandag, en dankie dat Miriam met ons kom. Amen. 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 Dankie julle, geniet julle boot. Bon voyage!